In hierdie gelykenis verduidelik Jesus eintlik maar net hoekom hy sit en eet met die tollenaars en sondaars. En hoekom hy graag by gebroke mense wil wees. Hy sê dat in kontras van hierdie gevoelens van die fariseërs, hierdie tollenaars die soort mense is vir wie hy gekom het, om hulle te laat opstaan uit die dood, om hulle heel te maak, sodat hulle deelhebbers kan wees in die koninkryk van God. Hy gebruik die woord verlore, omdat Jesus en sy Vader hulle as hoogste waarde ag en begeer dat hulle sal terugkeer. Jesus se gebruik van die woord verlore is nie net om 'n klem te plaas oor die staat van die verlorene nie. Bedoelende, hulle weet nie wat so groot gevaar hulle is nie. Hulle weet nie dat hulle verlore is nie. Miskien dat hulle selfs hulle verlorenheid geniet nie. Jesus, as hy hierdie woord gebruik, probeer aan ons iets beskryf van die passie, die barmhartigheid, die onvoorwaardelike liefde van die Triniteit. Dit probeer die ekstreme oordra van so lief het God die wêreld gehad, dat Jesus gekom het om hier homself te kom vestig binne in ons mensheid, om te kom sit aan die tafel van mense wat nie vat kry in godsdiens nie. As hy sê hulle is verlore, dan druk dit sy hart uit en verlange om hulle weer te kry daar waar hulle hoor, wat hy begeer vir ons oorvloedige lewe. En die goeie nuus is nie dat ons sondaars is en ons is in groot gevaar nie. Die goeie nuus is dat God beskou ons, selfs in ons sonde, as oneindig waardevol. En hy sal nie ophou nie, totdat hy sy doel bereik met ons nie, en dit is om ons in sy omhelsing te hê. Ja, godsdiens gee vir ons 'n konsep van God, dat hy blameer, straf, vergeld. Maar die evangelie, as ons dit reg verstaan, verander net ons wêreld en gryp ons aan van God wat homself openbaar het in Jesus, 'n God wat sy skepping liefhet en weier om God te wees sonder ons. Hy's passievol vir ons. Baie mense wat beskryf word as geestelik of godsdienstig, het 'n begeerte om God te behaag en het 'n soeke na hom, en hulle probeer dit bevredig met baie dissiplines en metodes. Maar weet jy, jou begeerte na ons Here sal nooit bevredig word, voordat jy nie in woordelose bewondering staan by God se begeerte vir ons en sy onkeerbare soeke na ons. As hy mense verlore noem, dan is dit nie 'n woord van veroordeling nie, maar is eintlik 'n definisie van sy liefde, sy vasberadenheid om ons te red van lewende dood, sodat ons in sy omhelsing van agape liefde kan staan. Jesus het op 'n ander geleentheid ook 'n gelykenis vertel van iemand wat 'n parel soek. En as hy dit gekry het, dan verkoop hy alles wat hy het, om net hierdie een parel te kan besit. Hierdie storie ook is nie 'n beskrywing van ek en jy wat vir God soek nie, maar dit is 'n beskrywing van God wat vir ons soek, wat ons verklaar, beskryf as parels, met die grootste prys en waarde. Dieselfde tyd het Jesus ook 'n storie vertel van 'n man wat 'n skat gevind het, wat begrawe was in 'n veld, en dat hy ook alles verkoop het, om hierdie stukkie grond te koop, om sy hande op hierdie skat te lê. Dit is Jesus wat die een is, wat soveel waarde plaas op ons, dat hy gekom het, na waar ons is, om ons na die Vader toe te neem,
as die vreugde en skat van die Triniteit. So ek wil hê jy moet hoor, jy is sy skat, en die een wat hy verlore noem, en hy gaan nie rus totdat hy jou vind nie. En hy is ook die een wat, as hy jou gevind het, 'n partytjie gaan gooi. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewende geword. Hy was verlore en is weer gevind. So lees ons in die gelykenis teen die tyd dat hy alles uitgegee het. Dit is nou die jongste seun, nie? Het daar baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Die seun het geleef asof daar nie 'n môre is nie. Hy het sy alleenheid en sy leegheid probeer verdrink en hy het dit lewe genoem. Maar kort voor lank was die lekker nie meer so lekker nie en het hy net begin bestaan. En is dit maar net 'n toonbeeld van die lewe wat ons oral rondom ons gadeslaan. En toe kom die dag dat hy al sy geld spandeer het van wat hy geërf het van sy pa. So kom ons ook by 'n plek in ons lewe dat ons nie meer iets het binne of buite ons om die leegheid in ons aan te spreek nie. Die jongman se lewe het uit mekaar begin val. Die leegheid was prominent, tasbaar, toe hy nie meer geld gehad het om sy fantasie te finansier nie. En toe vertel Jesus van 'n hongersnood, om as het ware 'n kersie op die koek van hierdie ramp te plaas. Oor die algemeen beleef ons nie sommer hongersnode in ons westerse wêreld nie. So ons kan nie altyd lekker begryp of indink waaroor Jesus nou hier praat nie. 'n Hongersnood beteken daar is absoluut geen kos nie. Geen. In ons wêreld vandag, as daar 'n ramp is of voedseltekorte plaaslik, dan kom hulp van wyd en suid na ons toe. Ons het dalk 'n harde tyd dan, maar oor die algemeen is ons tog seker dat voedsel wel van iewers op pad is. Maar die wêreld wat Jesus hier aanspreek, as die eerste hoorders van hierdie storie, vir hulle het die woord hongersnood beteken dat jy stadig en pynlik sal doodgaan, omdat daar net nie meer iets is om te eet nie. So, as Jesus sê, 'n hongersnood het in hierdie ver land gekom, dan het hierdie jong man hom bevind in 'n gemeenskap wat sekerlik sou sterf. Oor die algemeen in sulke tye help families mekaar. Hulle dra mekaar, deel onder mekaar elke krieseltjie kos. Ook vriende sal mekaar help en bystaan. Maar hierdie jongen is ontstellend, vreesaanjaend alleen. Hy het geen familie nie en het niemand wat 'n krieseltjie voedsel met hom kan deel nie. En in hierdie vasgeloopte situasie moes hierdie jong man maar net sy omstandighede eerlik in die gesig staar. En dit was, hy het toe al die tyd nog nooit 'n ware vriend gehad in hierdie plek nie. Toe die laaste muntstuk sy beursie verlaat het sy vriende hom ook verlaat. Hulle het verdwyn en selfs al het hy ook dalk nog 'n bietjie geld gehad, daar was nie meer kos om te koop nie. Hy was alleen en in sy kultuur het dit beteken dood. Lukas 15 vers 15. Hy gaan werk by een van daardie landse inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die peule, wat die varke gewoonlik gevret het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Hierdie jong seun se lewe het slegs 'n aanhoudende soeke na ietsie om te eet geword, sodat hy aan die lewe kon bly. Uiteindelik moes hy iets doen, gaan hulp soek. Hy wend hom toe tot 'n boer. Terwyl ons teksgedeelte sê hy gaan werk toe, deel die oorspronklike taal ietsie anders met ons. Daar staan hy het gegaan en homself verbind, vasgemaak aan een van die inwoners van die land. Hierdie woord wat Jesus hier gebruik, beskryf 'n absolute weiering om verwerp te word.
amper iets soos, ek vat nie nee vir 'n antwoord nie. Dit beteken om vas te hou aan, om te weier om afgeskit te word. Dit beteken om jouself vas te gom, jouself vas te kleef aan, om jouself op te druk op iemand anders. Wat die boer ook al gesê het, die jongste seun wou nie weggaan nie. Met sterk oorredingsvermoë het hy opgedruk en die boer laat verstaan dat hy nie gaan weggaan nie, want hy is iemand in desperate nood, soos iemand wat aan 'n lewensboei vashou. Hy sal nie gaan nie, hy het hulp nodig. Dit laat dink my sommer aan wat ons baie keer beleef hier in die stede, as jy baie keer in sekere plekke by 'n verkeerslig sou stop, dan is daar mense wat jou ruit wil was. Hulle dring daarop aan dat jou kar se vensters vuil is en dat dit 'n was nodig het. En dit is die bedoeling van hierdie woord. En dit is wat hierdie jongste seun gedoen het. Hy het homself vasgemaak aan hierdie boer vir hulp. As die boer sou sê, gaan weg, sou hy aandring daarop om te bly en vir hom te werk. En toe die boer besef, hierdie man gaan nie weggaan nie, het hy hom weggestuur na die lande om sy trop varke te voer, varke wat vry in die wilde oop wêreld beweeg het. Doelgerig gebruik Jesus hierdie taak om varke te voer in hierdie storie. Die wet van die verbond was reguit eenvoudig. Levitikus 11 vers 7 maak dit duidelik dat 'n vark 'n onrein dier is en beskou moet word as afskuwelik, onaantastbaar en om nooit ooit geëet te word nie. Om byvoorbeeld in die algemeen in kontak te sou kom met 'n vark, of selfs aan 'n vark te raak of 'n vark aan jou, dan sou jy beskou wees as onrein, net soos die vark. Dan sou jy moes gaan en jou liggaam en jou klere was, voordat jy weer toegelaat word in die gemeenskap. So hierdie jongste seun het geleef in 'n heidense stad, ver weg van sulke reëls. Hierdie boer het dus, soos wat baie boere in hierdie omgewing mee geboer het, met varke geboer. Maar in Israel het geen boer ooit varke besit nie. En geen Jood sou ooit naby aan 'n vark gekom het nie. Sou nooit aan 'n vark geraak het nie. Nog minder ooit varkvleis geëet het. Dit was absolute verwerplike vleis. Dit was 'n absolute gruwel. Dit was die kos van 'n gebroke verbond. Om enigstens naby te wees aan hierdie gruwel dier op enige manier was om die laagste sport in 'n gebreekte verbond met God en familie te bereik. Hierdie varke het vrylik geloop in die woestyn en die varkherder moes ook saam met hulle leef om hulle kos bymekaar te maak en hulle te beskerm teen roofdiere. Die varkoppasser was heeltyd omring deur die varke en hul vuil en stank het gekleef aan die jongman se vel. Hy het geruik soos 'n vark, was vuil soos 'n vark. Die boer van daardie vreemde land het heel moontlik gesien dat hierdie jong seun 'n Jood was. En ook geweet dat hierdie Jood nooit met varke sal wil werk nie. Het juis vir hom hierdie werk aangebied met die verwagting dat hy sou weier. En dan was hy ontslaaf van hom. Hierdie jongman was desperaat, en selfs met 'n knop van afskuw wat in sy keel opgestoot het, van verwerplikheid, het hy die werk aanvaar. Wat hy daaruit gekry het, weet 'n mens nie eintlik nie. Miskien het hy 'n bietjie van 'n hut of 'n beskutting gehad, dalk ietsie kleins wat vir hom betaal is, dalk 'n bietjie afvalvoedsel van die kombuis, wie weet, wat hy ook al ontvang het hiervoor, om vas te hou aan hierdie werk en aan hierdie boer, maak nie eintlik saak nie. Ons verstaan uit die storie dat hierdie jongman stadig besig was om te sterf van die honger. In hierdie soort omstandighede, biologies sou hy baie gou verouder het in 'n baie kort tyd. Sy gesig gebrand en vol plooie, sy hare gekoek,
sy klere maar net hangende sakke, wat letterlik ruik, dat hy leef saam met varke, sy oë bloedbelope, sy voete moddermis, soos wat hy tussen die varke rondgeloop het. En steeds lees ons, as hy honger, tot die dood toe, het geen kos wat hy ontvang het nie. Hy het met verlange selfs gekyk na die pele, wat hy die varke mee gevoer het. Selfs gewens hy kon dit in sy mond steek, maar hy kon nie. Om met die varke te geleef het, was om te verlaag tot 'n graad, wat jy nie kan bedink nie. En om die kos te eet, die varke eet, was daarom te erg. So die reis van hierdie jong man wat hy onderneem het, van die dag af wat hy sy pa se plaas verlaat het, het geëindig in 'n totale en onomkeerbare ramp. Dit was klaar met hom, en hy het gesak in vergetelheid. Hy was buite die liefde van God afgesny. Jy sien, buite die liefde van God afgesny, van God, kom ons lewens tot niks. Al die dinge wat ons in die lewe najaag, wat vir ons tydelike bietjie sin skep, misluk uiteindelik. Dit kan sosiaal aanvaarbare sin soek en geluk soek wees. Dit kan onaanvaarbaar wees. Maar alles dit lei tot niks, is leeg, wat ons is geskep deur God om liefgehet te word en om te reageer op daardie liefde. En slegs in so 'n reaksie kan mense en dinge getrek word na die werklike sin van die lewe.